Nou goed, wees reg vir vanoggend is deel 2, en so ek wil net so half 'n disclaimer gee, laas jaar met ons jaarbeplanning, en toe ons met hierdie goed gesels, en wat ons glo, van die temas is wat die Here wil hê ons oor moet praat, en hierdie een van die dinge was, wat haar sterk in my hart geleef het, oor goddelike ouerskap. Nou Dirk, jy met my al seker laas jaar September, met die jaarbeplanning, daarom dat ons gesit het met die goed, en toe ek die inhoud van hierdie goed begin deurwerk vir myself, en ek dink die erns vir wat hierdie beteken, en as jy nou laasweek hier was, so jy weet presies waaroor ek nou praat, ek in my eie gees gedink, okay, Here, en dit was vir my eie onderhandeling, en ek sê baie keer vir mense, moenie met die Here probeer onderhandel nie, want dit gaan nie werk nie, okay? Hy gaan doen wat hy wil doen, maar ek het so half na die Here toe gekom, en sê, Here, kan ek dit so 'n bietjie later in die jaar doen, maar dit is 'n swaar tema om te doen, en mense wil nie noodwendig Januarie, want ons almal weet Januarie het 97 dae, so ons wil nie noodwendig daar begin nie, maar ek het hom nou in hierdie maand gesit, vir ouerskap, so voor die Pinkstertyd, dat as jy voel, jy weet, 'n bietjie swaar in ouerskap, dan kom sit dit in die teenwoordigheid van die Here, van volgende naweek af, en dan ontvang dit die Heilige Gees reën van God se teenwoordigheid. En nou laasweek, en die van julle wat dit gemis het, laasweek het ek gepraat oor die realiteit van die twee primêre ding wat die Here die ouer voorroep, ons as ouers, is versorging en voorbeeld. Die een is prakties en die een is geestelik. En ons het gepraat oor die realiteit in Deuteronomium 6, waar God met ouers kom praat. En hy sê dat jou liefde van die Here moet eers in jou eie hart wees. Dat om God te dien moet eers jou eie prioriteit wees. En dan sê dan maar, jy moet dit vir jou kinders leer, jy moet dit inskerp in hulle, jy moet dit indryf in hulle. Dan sê hy, as jy by die huis is, as jy op pad is, waar wil jy gaan? Hierdie voorbeeld van jou liefde vir God moet jy deel maak van jou kinders se lewe. Dis 'n opdrag. So dit gaan oor jou voorbeeld en ook jou versorging. En die tweede deel wat ons gesê het is die gat waarin baie ouers baie keer staan is, ons dink ons is die ingenieurs van ons kinders. As ek sekere goeders doen en 'n sekere klomp input sit, en ek kan 'n sekere goeders vir ons kinders gee, gaan ek 'n sekere produk kan kry op die einde van die dag. Maar ons word nie genooi om die ingenieurs van ons kinders te wees, en die Bybel leer ons, God is die ingenieur van ons kinders. Amen. Psalm 139 sê, hy weef ons kinders aan mekaar. Dis hy wat dit doen. Hy het jou kind so gemaak soos wat hy is, en soos wat hy is, met sy of haar persoonlikheid. Okay. Ek en jy is net die herder van ons kinders. Ons moet seker dat die gras reg is, die voeding is reg. Ons is die herders van ons kinders. Ons moet wolwe weghou as dit nodig is, en seker maak ons kinders word groot in die weë van die Here. As jy met my, so dis deel 1. Nou deel 2 kan ek jou waarsku as 'n kaveat hierso, net so as dat jy nou wil verstaan, dis kom die kinders moet hoor, want ek wil graag met die ouers praat oor jou gesag as ouers, maar ek wil dit met jou doen voor jou kinders, dat jy dit gaan hoor. Want party ouers voel baie keer so half disempowered, so rondom 'n klomp goeders oor wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie. En daar selfs ouers wat bang is vir hulle kinders. Ek sê dit is 'n skok baie keer, maar ons lewe 2026 en dit is so. Maar die realiteit is vandag, en ek wil vir jou sê, die stuk wat ons vandag gaan kyk in die Bybel, is 'n swaar stuk, maar ek wil begin met 'n storie oor my eie kinders, en hulle sit nou hier voor. My 2 pikkewyntjies. Maar kan jy nie verneder nie, man. Ek het nie een van my 2 kinders leer jok nie. En ek weet, dit is 'n skok van julle. Ek het nie. En al 2 kere, toe my kinders, nou hulle was seker so 3 of 4 jaar oud, toe hulle uit hulle eie uit, die eerste keer gejok het. Toe kom ek agter, my ou pikkewyntjie, hy is ook geval. Hulle is ook siele wat God nodig het. Nou dink geraad, nie een van julle hier, en ek so dink as jy dit gedoen het, as jy dit gedoen het, dink ek, daar stop, jy genaamd met iemand kom praat oor, nie een van julle het self so groot of oud jou kinders nou is, met hulle gaan sit en sê, okay, papa gaan jou vandag leer hoe om te jok. Die eerste ding wat gebeur is, as jy in 'n hoek gedruk is en jy moet jok, glimlag net. Glimlag, dis soos die go-to, glimlag net, en dan skud jou kop. En dan sê jy, nee, dit is nie so nie, of wat was jy ek nie. Dis die 3 standaardstappe van 'n jok. Niemand van julle hoef dit vir julle kinders te geleer het nie. Jy agterkom, hulle doen dit van self. Van self. Ek het nie my, hulle doen dit nou glad nie meer nie. Maar ek het nie my kinders geleer om mekaar te klap nie. Ek het dit glad nie vir hulle, glad nie. Ek het nie vir hulle gesê, okay, jy jou gewrig moet so bietjie, jy moet nie styf hou nie, want anders gaan jy jouself, jy moet so bietjie spelinge hê, en jy wil hom net hier langs die oor gee, jy wil net op die oor nie, net. Ek het dit glad nie geleer nie, hulle het dit van self gedoen. Nou vir party van ons was dit jou kinders al 3 was, party van ons was dit jou kinders al 13 was. Maar ergens kom jy agter, my kind is nie so oulike
oulike wyntjie soos wat ek gedink het in my hart. Want is altyd ander mense se kinders, nee. Ja. Dit is maar so, dit is net hoe dit is. En nou is dit maar, dan kom ek agter, en ek het so belewenis met al my kinders gehad, hulle was altyd baie klein, want ek agtergekom het, my kinders het die Here net so nodig soos ek. Hulle het ook nodig dat God hulle gaan red, en sy gees in hulle gaan inblaas. En dis hoekom ek verstaan in laasweek se tema, dat my voorbeeld en my versorging so ernstig is, want hier's my intreerede vir elke ouer hier vandag, en die wat nog ouers gaan wees. God het in jou sorg kom plaas, en ek sê dit met die gewig wat dit beteken, God het in jou sorg kom plaas, 'n ewige siel. Ek gaan dit net so 'n bietjie los, en net so 'n bietjie simmer in jou gees. God het ewige siele, nie tydelike siele nie, maar ewige siele in jou sorg kom plaas. En dalk is die dag vandag, in hierdie moment, hoe oud jou kinders ook al is, dat jy daai realiteit besef. Dis nie net 'n kind wat jy moet groot maak. Dis 'n ewige siel in jou sorg. En dit gaan dalk vandag 'n paar van die besluite wat jy gaan maak, en 'n paar van die dinge wat jy gaan sê of doen, dalk bietjie verander. Dis nie net om my kind by die skool te kry, seker hulle het genoeg geëet nie, ja, dis die versorgingsdeel. Maar daar's 'n sekere voorbeeld wat ek moet wees, en 'n sekere lewe wat ek moet leef, want God het na my gekyk, en na Miljoene gekyk en sê, ek gaan hierdie twee kinders, wat ewige siele het, in jou sorg kom sit, in jou hand. En besef ons as ouers, die implikasie, en die gewig van wat dit beteken. Want as jy regtig toelaat dat dit so in jou gees begin omsak, en ek weet iets van julle wat jong ouers is, en iets van julle wat al ouer ouers is, en al oupa en ouma is, en dis ook reg. Maar die Here het 'n ewige siel in jou sorg kom sit. En as ek vir jou sê, dit is seker die grootste verantwoordelikheid, en hoe meer ek het hierdie voorberei, dis om gesê, ek gaan dit eerder in my doen, want dit is 'n swaar een. Want toe ek self met hierdie goeie sit al laas jaar en hierdie jaar, en toe nou weer hierdie spoed begin vang, toe ek sê, Here, dit los my as pa self koud. Want die kinders in my sorg gesit, wat in die ewigheid gaan ingaan. En my primêre doel is om hulle nie deur matriek te kry nie. Dis belangrik. My primêre doel is om hulle by God te kry, sodat hulle vir ewig by hom kan wees. Amen. Wat se sin is dit? Dat sê ek daar is, en ek sê my kinders is hier by my dan, dit waar die Here my weer getaak het hier op aarde, om kinders groot te maak in die weer van die Here, sodat hulle hom kan ken. Ek en my vrou het dit gemis. Wat 'n verskriklike ding is dit nie. Dis ons taak is waarmee die Here dit vir ons gegee het, 'n ewige siel. So ons gaan vandag, ek en jy na 'n stuk in die Bybel kyk, as 'n waarskuwende stuk in die Bybel, wat 'n verskriklike hartseer storie is. En ek het in die begin, dis 'n verskriklike hartseer storie, wat gebeur het. Ons kan nie om dit kom nie, en dit dien as 'n waarskuwing vir elke ouer in die Bybel. En hier is nie om jou, wat ek vir jou gaan sê, om jou te laat skuldig, dis glad nie, maar ek wil hê jy moet die uitstap, hopelik met 'n nuwe motivering, en 'n fokus in my Here, ek gaan die ouer wees wat U my geroep het om te wees. Nie perfek nie. Dit kan ek vir elkeen van ons sê. Ek ken baie van julle, ek ken nie almal van julle baie goed nie, maar ek weet ek het nog nie een perfekte ouer in my lewe ontmoet nie. Raak. En ek het al vir my eie kinders gesê, dit is vir my ook nie om 'n 16-jarige en 'n 13-jarige, dit is vir my ook nie. 2026 is vir my ook nie. Maar wat ons wel moet doen as ouers, die Here, die verantwoordelikheid wat U vir my kom gee, om in die sorg te wees van 'n ewige siel. Ek hanteer dit met die agting en die erns vir wat dit beteken. En hierdie stuk wat ek ons wil vat vandag, is in die Ou Testament. En dit lei as 'n waarskuwing vir wat gebeur en wat is die gevolge as ons as ouers nie die taak wat God vir ons gee nie doen nie. En laas jaar toe ons met hierdie goeie sit, en daar was 'n klomp mense wat my gevra het die eerste 3 jaar wat ons hier was, ons einde van die jaar, ons al 4 jaar hier, maar die eerste 3 jaar het ek 'n huweliksreeks gedoen, en ek is regtig oortuig, en hierdie jaar moet ek ouerskap doen, en laas jaar toe ons met hierdie goed praat, sê ek, want mense gevra, doen weer 'n huweliksding, want dis 'n popular demand, dis hou daarvan, en ons kan 'n paar goed deurwerk, en leer aan onsself. Maar dit die tweede ding, wat net so belangrik is, hoe om jou huwelik te laat werk, en hoe om ouers te wees, ons 'n bietjie tyd dat ons daarop praat. So ek wil vir jou sê, hierdie goed wat ek vandag met jou gaan praat, ek al 'n rukkie, 'n paar keer al deurgewerk. En dit los my elke keer koud. Ek sê, Here, help my.
En help ons as ouers dat ons die gewig van dit verstaan. So die storie wat ek met jou vandag wil leer, wat ek met jou vandag wil deel, gaan oor Eli, die hoëpriester. Ek weet nie of jy Eli, die hoëpriester se storie ken nie, en ek gaan 'n deel van dit uitlig. Eli se familie was gekies as die lyn van hoëpriesters vir God se volk. Hulle het gedien in die tabernakel en hulle was die leiers en hy en sy familie was gekies as die lyn van priesters en hoëpriesters. Dit was seker die belangrikste taak in Israel. Daar was nie iets groter as dit nie. Jy is die verteenwoordiging van God op aarde. En daai skadu moet ek en jy verstaan. Want die eerste plek waar jou kinders iets van die openbaring van God se karakter gaan sien, gaan by jou wees. Verstaan jy hoekom ek vir jou gesê het, hierdie boodskap is 'n moeilike boodskap vandag? Want in hierdie beeld van Eli wat gesê het, hy is die hoëpriester, hy is die verteenwoordiger van God en sy teenwoordigheid op aarde, is die plek waar ek en jy en ouers, as ouers is, want hoe God ons nooi, die plek waar ons kinders die hulle eerste interaksie gaan hê met God se karakter, is by jou. Nee, maar dit kan nie waar wees, dit moet by die pastoor wees. Nee, dit moet nie, dit kan nie by ons wees, dit moet by die kerk wees, dan het by die Mandy wees. My kinders moet asseblief nie vir my kyk nie, ek het vir jou nuus, hulle kyk elke dag vir jou. Nou ek wil net terug aan oor laasweek se goed nie. Dit gaan nie wat jy vir jou kinders sê nie, dis wat jy vir jou kinders wys. They're always watching. En hierdie beeld van Eli, dis die lyn, dis die opdrag. Jy is God se verteenwoordiging van sy karakter en van sy teenwoordigheid hier op aarde. Dis die werk van jou familie. Dis hierdie beeld. En dis die werk van ons as ouers. Om baie openbaring van goddelike karakter en iets van die Here te wees vir ons kinders. En hierdie storie is 'n beskrikkelike storie in 1 Samuel 2 vanaf vers 12. Ons gaan 'n paar stukke kyk uit 1 Samuel 2. Vers 12 sê die volgende: Maar die seuns van Eli was deugniete. Hulle het die Here nie herken nie. Now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. As jy die verskriklike ding van hierdie realiteit verstaan, dis seuns wat in die tabernakel gedien het. Kom ek bring dit 2026 toe. Dis kinders wat kerk toe gekom het, saam met hulle ouers. Hierdie was die seuns wat in die veld gebly het. Hulle was saam met pa by die tabernakel. Maar die Bybel sê hulle was deugniete. They were corrupt, they did not know the Lord. So die Bybel skets vir ons iets van hierdie seuns. Daar's iets verkeerd uit lynheid met hulle karakter. Iets is nie in lyn met wie God is nie. Al het hulle openbaring en hulle is daar op plek wat jy so dink, maar hulle is op die regte plek. Maar nee, ek bring my kind kerk toe. Ek is verskriklik bly bring hulle kerk. Dis die helfte van die oefening. Want jy sien, ek leer in my lewe as ek hierdie stuk en ek wil nie te ver vooruit hardloop nie. Maar die tema van vandag sing is, dis nie net wat jy vir jou kind leer nie, dis ook wat jy toelaat. Dis nie net wat jy jou kind leer nie, dis ook wat jy toelaat. Engels het 'n baie lelike woord, tolerate. Daai woord gehoor? It's what you tolerate. So hierdie seuns, jy moet nou verstaan, hulle dien by die tabernakel, hulle dien by die ingang van die tabernakel, hulle pa is die hoëpriester. As jy dink as daar nou kinders is wat ergens 'n voorbeeld kon gesien het, dan is dit hulle. Maar die Bybel sê hier is iets fout met hulle. Hier is iets nie reg nie. Hulle is deugniete, hulle is korrup. Nou van die ander vertalings, die wat ander vertalings gebruik baie kleurvolle woorde vir hierdie manne, hierdie seuns se karakters. Vers 17 sê en die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here. Want die mense het die offer aan die Here verag. Therefore the sin of the young men was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Hulle het nie eens die dien van die Here ernstig gevat. Dit sal beteken as ek nou vandag 'n baie vlak voorbeeld kan gebruik. Terwyl die diens aangaan, spring 'n kind hier op die verhoog en hy begin vlak hier doen en hy skop die goed om. Dis hierdie prentjie. Hulle het geen agting gehad vir wie God is nie. Alles op 'n plek wat jy dink, hoorie maar, hulle is hier, ons bring hulle is deel van dit, hulle is daar, maar hulle het geen agting vir wie God is. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê, ek het vir jou iets anders om vir jou te sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde, om net jou kind kerk toe te bring, gaan lei tot hy of haar redding, wil ek vir jou sê. Want as jy gedink het, en ek sê dit met groot liefde,
Want dit is nie net wat jy jou kind leer nie, dit is nie net waar jy jou kind bring nie, dit is ook wat jy toelaat in jou kind se lewe. En in die offer aan die Here vraag. Een vertaling wat ek het sê, die seuns van Eli was slegte mense. Hulle het nie gelewe hoe die Here hulle wou hê nie. Dan hy sê in Samuel 2, vanaf vers 22, sê dan die volgende, gaan ek vir ons lees. Maar Eli was baie oud. En as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van die samekoms, nou jy weet presies wat daar staan. Hulle het gekyk na die tannies wat hard huil, en dat hulle gaan troos. Nou kom het tot hulle pa se ore. Hulle byt, en dis een van iets van hulle karakter, met hulle spesifiek hierdie seuns, hulle byt die gebrokenheid van vrouens uit. En as hulle die woord gemeenskap gebruik, dis net 'n los term of 'n formele term vir die seksuele. Kyk wat gebeur, maar jy glo dit maar. Dis mos nou reg wat nou hier gebeur. Dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge? Dat ek van hierdie hele volk van slegte dinge moet hoor. Dit moenie wees nie, my seuns. Want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeieregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie. Dan 'n verskriklike ding. Want die Here wou hulle ombring. En ek wil sê, hier het nou al laas jou nou begin. So ek kom nou al 6-7 maande met hierdie ding. En een van die konklusies wat ek in my eie gees kry, is hierdie skrikwekkende ding. En ek sê dit met groot agting. Ons moet versigtig wees as ouers. As ons nie ons kinders gaan dissiplineer nie, gaan die Here dit dalk doen. Ek gaan dit net so 'n bietjie losbreek. Want jy sien Eli kom en sê, en ek gaan nou vir jou sê, want jy sê, maar Eli spreek hulle dan aan. En ek gaan nou vir jou sê wat die Here se reaksie was. Want Eli kom en hy sê, manne, stop dit nou. Dis eintlik wat Eli doen. Moenie dit doen nie, ouens, dis nie reg. Maar die vlak van oortreding wat hy doen, is hy sê Eli tree net nie regtig op nie. As jou kinders, jy het nou nie ja te sê nie, jy kan dit nie in jou hart ja sê. Het jou kinders hulle self van die openbaar wangedra? Weet my nie. Hulle sit nou nie. Ek is nie verkeerd, maar net dan. Ek was ook 'n kind en ek het myself ook al in die openbaar wangedra. En dan baie keer is dit net so, kinders, moenie, is nie lekker. Dit wat jy doen. Want jy sê, dit is net wat jy vir jou kinders leer nie, maar dit is wat jy vir hulle, wat jy toelaat. En laas ek vir jou gesê, een van die goede wat ons as ouers is, ons is die CRO. Die van julle wat die was kan onthou, wat is dit? Jy is die Chief Reminding Officer. Jy is die Chief Reminding Officer vir jou kind. En as goed nie reg is om te leer, sê ek gaan jou dit weer leer. Ek gaan jou dit weer leer. En soos 'n goeie ouer, onthou jy as ouer, jy's nie in skool nie. Dis baie onderwysers. As ouer werk dit so, jou kind met die toets skryf tot hy ontslaag. Hy word nie deurgesit op 'n 30% gemiddeld, dis okay, gaan aan nie. Want jy is die Chief Reminding Officer, want hoekom? Ek wil begin weer waar, ek wil terug na die begin toe, want God het jou getaak en vertrou met 'n ewige siel. En besef jy die gewig van wat dit beteken. Dis net my kind, is tydelik in my huis nog by 18, en ek gaan nou daarby kom, maar jy's getaak met 'n ewige siel en siele in jou sorg. En besef ons werklik elke dag wat dit beteken. So ek is nie net die CRO, die Chief Reminding Officer nie. Ek is ook die PIC. It's a PIC. Jy kan hy huis gevat. Hy is vir die Parent in Charge. Jy is die PIC, jy is die Parent in Charge. Want jy sien die realiteit is kerk. En ek sê dit nie vir die ouers voor die kinders.
En hierdie is 'n verskriklike ding, ouers. En hierdie gaan ook nou swaar in jou hart sit, want hierdie bepaal baie keer ons optrede as ouers, baie keer. En dis 'n verskriklike ding. Ons het in 2026 as moderne ouers so behep geraak, ek wil so graag hê my kind moet net vir my lief wees. En ek wil niks doen met my kind ontstel, en as ek my kind ontstel, dan gaan hy my dalk nie meer lief wees nie. Kom ek skok jou gou uit die Bybel uit. Jy gaan nou regtig geskok wees. As jy reg om geskok te wees, as jy nou 'n melkkaart wil insit op 'n helm, doen dit nou. Ek gee jou 30 sekondes. Daar's nie een opdrag in die Bybel. Nie een nie. Jy kan dit gaan soek. Wat God self of ergens geskryf, die enige van die Bybel geskryf het, waar daar 'n opdrag is aan 'n kind om hulle ouers lief te hê. Nul. Maar die moderne ouer, kerk, ek is nie in my gees, die moderne ouer het so behep geraak, ek wil net my kind met my lief wees. Want as ek my kind se liefde het, want ons het ons eie gate en ons eie siele, nee. En as my eie kind my net kan lief wees, en as ek iets gaan doen met my kind ontstel, en ek verloor my kind se liefde, dan is my lewe leeg. Maar kerk, sê nie, jy verloor jou kind se siel. Sekerlik is dit baie erg. Sekerlik is dit baie erg. Dan wil ons dalk seker goed nie sê of doen nie, maar daar is die een opdrag in die Bybel vir kinders om hulle ouers lief te hê nie. Die opdragte wat God gee aan kinders is twee goed. Kinders, eer jou vader en jou moeder en respekteer hulle. Dis wat God aan kinders sê. En die kinders wat jy sit, ek wil jou sê, dis 'n goddelike opdrag. Want die Here sê, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy nie lank lewe nie. Dis wat die Bybel sê. As jy wil lank lewe, eer jou vader en jou moeder en respekteer hulle. Daar's geen opdrag nie. Die opdrag is vir ouers om hulle kinders lief te hê. Dis die ouers, julle moet julle kinders lief hê. En as jy jou kinders lief het, gaan jy seker goeders doen en seker goeders sê, al hou hulle nie daarvan nie. Maar ek vra gou die vrouens, ek weet julle love it. Wat 'n vrou hier is mal daaroor om op die dieet te gaan. Dis mal oor, jy love it. Kyk die twee. Kyk, julle sê so op die reël 3. Maar die eet is nie lekker nie, as dit lekker was, het almal het gedoen. Nee, dit was, want daar was iets van dissipline in dit. Vir die manne hier, wie love het om elke dag, dag voor dag op te staan om te gaan werk? Tot 2 dae week, 3 dae week. Maar elke dag, sê my, dit is maar, ek wil nie, want dit verg dissipline. Maar baie keer is ons net so bang as ons sekere goed in plek sit vir ons kinders. Hulle gaan my nie meer lief hê. Ek gee nie die kinders toestemming om jou nie lief te wees, maar ek wil sê, dis nie hulle werk om jou lief te hê. Dis jou werk om hulle lief te hê. Hulle werk, hulle opdrag is om jou te respekteer en om jou te eer. Dis God se opdrag aan hulle. En as hulle nie doen nie, gaan God na hulle kyk. En hierdie verskriklike realiteit wat hier uitspeel, is dat Eli tree nie op soos wat God van hom vra nie. En dit los my elke keer kou. Die laaste paar maande wat ek hierdie elke keer terugkom en ek begin my gees so voorberei vir hierdie realiteit, is dit hoe verskriklik dit is. Dat as God na iemand se kinders moet kyk in die konteks van Hofni en Pinias en hy moet vir hulle sê, en hy sê maar, nou gaan ek met hulle deel, want jy deel nie meer met hulle. Ek weet nie van jou nie, maar daai los my yskip. Dat God na 2 seuns sê, ek het hierdie 2 seuns Eli in jou sorg kom sit. Jy deel nie met hulle nie, ek gaan nou met hulle deel. En kyk wat gebeur. 1 Samuel 13 gee vir ons 'n verskriklike prentjie. 1 Samuel 3, die volgende hoofstuk, net hoe hy klaar, vers 13 en 14. En ek is God, ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel. Wie dit sê, ek gaan nie jou seuns oordeel nie. Ek gaan jou huis oordeel. En ek sal hom te kenne gee, ek gaan jou huis oordeel. Tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het hy hulle nie streng bestraf nie. Eli het gedink sy gesprek met die manne is, manne, julle gaan te ver, hou op daarmee, hy het gedink is genoeg. En God sê, Eli, jy het geweet is nie genoeg. Jy moes opgetree het in jou seuns. Vers 14, en daarom sweer ek, dis God, aangaande die huis van Eli, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli, nie van Hofni en Pinias nie,
Die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of spysoffer versoen word nie. Wat 'n verskriklike storie. En as jy bietjie wil gaan huiswerk doen, die van jou wat huis wil gaan verder lees, gaan lees oor hoe hierdie storie homself uitgespeel. Hofmeester Pinias word doodgemaak. Hulle pa kry die nuus, hy gaan dood, hy val agteroor en hy val homself mors dood. Nee, dit gebeur, die ark van God word weggedra. En God se teenwoordigheid los Israel. Kyk hoe gaan hy kringe uit. Dis nie net van my seuns gedra hulle self bar. Dis nie net hulle maak van hulle self sotte nie. Hy sê nie meer Hofmeester Pinias, hy sê die huis van Eli kom nou tot 'n einde. Want Eli, ek het jou as pa getaak met seuns en jy het nie jou werk gedoen nie. Nou moet ek optree. En nou moet jy verstaan, my optrede gaan baie swaar wees. En as gevolg van 'n pa wat nie die pa was wat hy moes gewees het nie, gebeur iets verskriklik en die kringe kring so ver uit. Dat nie net word die twee seuns en God sê ek gaan hierdie nou, ek gaan dit daarmee deel. Jy wil nie dissiplineer nie, ek gaan hulle dissiplineer. En die skop van die dissipline gaan aan jou ook raak. Eli, jou huis eindig. En dis baie min. En die van julle wat hou van lekker diep studies, gaan kyk hoeveel keer in die Bybel sê God, ek sweer, hierdie sal nie gebeur. Dan verstaan ek iets van my wat ek sê, God was kwaad hier. Dis Eli, ek sweer, jou lyn sal nooit weer nêrens iets wees nie. Verstaan ons die gewig van ouerskap, dat ons getaak is met ewige siele. En die Here in ons teenwoordigheid kom sit net as ouers, sê maar, ek verwag van jou, dat jy hulle gaan grootmaak in die weë van die Here. En as jou kinders uit lynheid is dit jou rol as ouers, om het aan te spreek en in lyn te bring. En die storie is, God sê, jy het geween of? Jy het jou dissipline so blasey gemaak, stop het nou, moet nie so hard praat nie, wees bietjie kalmer, dis eintlik wat hy gedoen het, sodat ek en my vrou baie keer ook maar gedoen het. Maar daar 'n ding moes gewees wat ek gedink het sê, Hofmeester Pinias, kom sit nou hier, so luister nou vir my baie mooi. As julle nie nou gaan op nie, gaan ek julle eindig. Want as julle moet kies tussen ek moet julle gryp of die Here moet julle gryp, wil ek sê dis beter as ek julle gryp. Dis hulle storie nou. Dit is in die Ou Testament. Gelukkig leef ons dit met ons al 'n bietjie 'n groter mate van genade het, maar hierdie storie dien as 'n waarskuwing vir elkeen van ons hier as ouers. Ons ewige siele in ons sorg. Nou is die vraag. OK, Renier, jy het my oortuig. Nou is die vraag, maar wanneer eindig my gesag oor my kind? Wanneer eindig daai inspraak in my kind se lewe? Wanneer eindig dit? Die moderne samelewing het 'n leuen vir ouers begin verkondig en ek is oortuig die duiwel het dit gedoen. Ek wil nie die duiwel blameer vir enigiets nie, ek is nie duiwelbeheer nie. Maar ek is oortuig dis iets wat die duiwel gebring het in moderne samelewinge. Dat die duiwel het ouers laat glo en ek het al by honderde ouers gehoor, nie 2 nie 5 nie, honderde ouers. Magically op 'n Dinsdag, random Dinsdag om 12:00, as jou kind 18 word, dan eindig jou gesag in sy lewe. Ek het al honderde ouers dit oor sê. Ek kan nie iets meer sê nie want hy's nou 18. Wie het dit vir jou geleer? Ek kan nie meer sê nie want sy's nou volwasse. Wie het dit vir jou geleer? Vir my as 'n leraar is, waar kry jy dit in die skrif? Dis al wat ek vir jou kan vra. Ek moet my opinie met jou deel en sê, op watse skrif baseer ons dit? Want Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voete. Die woord van die Here. Dit moet ons as ouers guide. Maar dan tree kinders op, want hier is die skok. Hofmeester Pinias was volwasse seuns. Een van hulle was getroud. Die skok van al die goed is dat die vrou in kamer laat ingaan en sy het haar kind Ikabod genoem. Wat beteken, die slot is verby, skryf het, God het ons gelos. Sy het nog kind dit genoem. Wat 'n bitter pyn is dit. Maar die realiteit is, ek en my vrou is getroud, ons eie gesin. Maar my pa is nog steeds my pa. Dit verander nie. Hy is nou oud. Maar hy is nog steeds my pa.
Ek dink die manier hoe daar gedisciplineer word verander. En ek het laasweek lekker daaroor gepraat oor pak slaan. My pa gee my nie meer pak slaan nie. Maar omdat my pa is en hy is nog steeds getaak, ek dink daar's 'n verantwoordelikheid nog steeds in hom. Al het ek hulle verlaat en 'n vrou aangekleef, het ek myself verootmoedig dat my pa en my skoonpa enige tyd my kan sit en sê, Renier, stop dit nou. Maar pa, ek sal 45, wie dink jy is jy? Ek wil vir julle sê, kerk, vergewe my, dit is van die duiwel af. Dit is van die duiwel af. Die manier hoe ons dissiplineer gaan ook verander, ja, verseker. Daar is nog 'n bietjie meer 'n fisiese buig van 'n boompie as hulle kleiner is. Maar ek wil vir jou sê, die Here het jou getaak met die ewige siel. Met die ewige siel. En die realiteit is hierdie uitnodiging van wat die Here vandag vir ons wil vra, verstaan jy die gewig van dit? Want hierdie storie in Samuel kyk na hierdie seuns wat in die teenwoordigheid van God moes gewees het. Hulle is by die tabernakel, hulle dien, hulle is hier, hulle is deel van die geloofsgemeenskap. Maar dit is nie net wat jy leer, gaan kerk toe, lees jou Bybel, wees deel van 'n gemeente, wees missionaal, al hierdie mooi gedoen. Dis ook wat jy toelaat. En ek weet vir die mense in Dispatches is 'n massive skok. Hier is 'n massive skok, maar jy geweet as ouer, jy mag nee sê. Jy mag. En weet jy wat? En ek sê dit nou nie vir my kinders. As jy nee sê, weet jy wat kinders se reaksie gewoonlik? Hoekom? Kom ek gee jou vandag, kom ek empower jou as ouer. Kom ek empower jou. Nee is genoeg van 'n antwoord. Jy hoef 0 verduideliking te gee. Want nou moet jy eers die sielkundige redenasie gaan. Want ek het nie nou tyd nie, ons het nie nou geld nie. Want jy irriteer my. Wat ook al wat die goeders is. Nee is genoeg van 'n antwoord. Nee, ek hoef my nie self nie verduidelik nie, want ek's die parent in charge. As die Here wou gehad het, jy moes my ouer gewees het, dan sou dit so gemaak het. Maar ek is nou jou pa, en ek is nou jou ma. Ek hoef nie te verduidelik nie, nee is nee. Jy hoef nie al verduil nie. Jy kan 'n tandem groei, jy kan huil, het gaan nie verander nie. Jy kan my probeer emosioneel manipuleer, draai, gaan, go for it. Ek sê jy sloot jy net toe. Ek hou van jou trane in teenoor, dit motiveer my nog harder nie. Huil nog nie. Huil nog. Nee, jy mag nie sê, jy mag ook sê, stop het. Hoekom? Ek wil nie sê, stop het nou. Want weer is die waarskuwing van hierdie storie. En ek sê nie die Here gaan jou kinders vanaand in die kuif gryp nie, dis wat ek sê. Dis nie wat ek sê. Maar hierdie storie moet dien as 'n waarskuwing. Dat God op so 'n plek na die kinders kyk en sê, Here, jy doen dit, jy dissiplineer nie die taak wat ek jou gegee het nie. Nou gaan ek hulle vat. En omdat jy nie gevat het, jy verstaan, ek gaan hulle vat. Jou lyn gaan ook eindig. En die gevolge daarvan is nie net met Eli en sy lyn nie, die ark van die Here word weggevoer. God se teenwoordigheid los hulle. Verstaan jy die skok wat op 'n land bring? Net oor 'n pa wat sê, "Haai my seentjies, rustig boys." Waar die Bybel sê, hy het hulle nie bestraf nie. Waar hy nie in die oog kyk en sê, "Hof nie, Pinias, julle is besig met sonde voor die Here. Julle moet nou bely en eindig." Dis wat hy moes gedoen het. Hy het gesê, "Los, rustig, raak rustig." En die Here sê, nou gaan ek en hy sê gelees daai laaste gesê, want God wou hulle om die lewe bring. Wat 'n verskriklike ding is dit nie. Maar dit is moeilik vir ons as ouers, weer eens. Want ons wil so graag hê ons kinders bedink ons is oulik. Ons het as gevolg van gate in ons eie menswees oor die jare hierdie behoefte. My kind moet 'n klomp gate vir my vol maak en 'n klomp emosies vir my bring. En as ek nie kan geliefd voel by my kinders, dan gaan ek net oké, dan gaan ek dan is die lewe se ekwilibrium oké. Dis nie jou taak nie. Jou taak is om te versorg en 'n voorbeeld vir hulle wees sodat hulle by God kan uitkom. En as hulle uitlynend is, moet jy hulle dissiplineer.
Want dit is moeilik vir ons as ouers as jy agterkom. My moemies is nie 'n moemies nie. Hy is eintlik 'n moegoe. Spaai woord uit hier, ek dit wat ek kans op maak. En elke ouer moet dink hulle akkedissie is 'n krokodil. Dis reg so. Maar krokodille saai op verwoesting. Jy kan op 'n akkedissie speel, gaan speel met 'n krokodil en kyk hoe eindig dit vir jou. Nie goed nie. En dan kry jy die skok en dan en maak so mooi observasie, ek het gesê ek gaan hom koop. En dan maak so mooi observasie, hy sê dit is hoe ons as mense ons maar is. Ons sien altyd ander mense se foute raak. Sien nooit ons eie foute. Sê ek gaan dit boepsteel. Kan nooit, dit kan nooit. My moemies gedoen. Haai. Probeer ek het gesê ek gaan nie embarrass nie, maar ek gaan gou 'n storie vertel. Die storie van Tannie Belinda in die kleuterskool. Dis baie jare terug. Is dit oukei? Dis 13 jaar terug. So die eerste keer toe ek agterkom, my moemies is dalk 'n moegoe. As ek dit nou weer sê. Was Ruben in die speelskool op een witbank. En sy Tannie Belinda was sy Here. Sy was regtig, sy was die baby whisperer. Nou ons kan op daai jare kon ons met ons kinders onderhandel het, as Tannie Belinda gesê die aarde is plat, die aarde plat. Jy kan hom in 'n rocket skop, die aarde Tannie Belinda het gepraat, was baie lief vir Tannie Belinda. En ek onthou een Vrydagmiddag seker so 4:00 kom ek by die huis. En dan ek weet nie veel by die huis ingestap het en daar hang 'n wolk. Die vrou. Nou kom ek in die huis en ek kom agter maar hier's iets. En ek kom in die kombuis en ek sien mamma is ontstel. En ek sien moemies is ontstel. En Moenie sê vir my ek moet met Ruben gesels. En ek kom aan en ek sien die man is bewerig. En ek gaan sit by hom op die grond in die kombuis en ek vra vir hom, praat met my. En hy sê vir my, hulle moet elke week kan ek onthou, moet hulle R5 skool toe vat. Dis deel van die skool se opdrag, maar die skool wil hulle leer om geld te werk en dan sit hulle dit in 'n bakkie of in 'n houertjie en dan op Vrydag is dit snoepie dag en dan kan jy nou met hierdie geldjies kan jy nou snoepie toe gaan en 'n systokkie koop en 'n chippie of wat. En hy en 3 maatjies besluit toe hulle gaan die geld steel. Nou ek wil teruggaan na wat ek aan die begin te sê. Ek het hom nie dit geleer nie. Ek het nie gesê nie, dis wat gesê, dis hoe jy steel, wag tot hulle nie kyk nie, wag tot die ligte af is. Ek moet reg. Want onthou, ek wil oor die algemene ding van redding praat, ons almal het gesondig en sê dit kort en almal van. Die Bybel sê daar is niemand wat kan klim, dit is goed jy niemand nie sien. Dit is maar net so. En selfs my eie seun. My eie champie by movies. Daar gaan steel hy die snoepie geld. En op die mate van vereiste vir 'n 4-jarige of 'n 5-jarige, 3-jarige, ja. Hy was baie klein, hy was baie klein. Op die mate van dissipline, daar is dit nie oor die nou dropkie kom van die dak af nie, dis is die 16. Sê vir hom, Ruben, ons gaan 2 goeders doen. Ons gaan voor die Here bely dat ons nou gesteel het. Ons gaan na die Here toe gaan en ons gaan sê, jammer Here dat ons gesteel het. Want dan praat die Bybel ook van restituisie. Ons gaan regmaak dat ons gesteel het. So ek en jy gaan nou in die kar klim op 'n Vrydagmiddag en oor Geduldbrug ry. As jy nou Witbank ken, jy weet daar's 'n brug wat genoem Geduldbrug. Jy staan vir ure daar op 'n Vrydagmiddag kom almal wat nie kan bestuur en nie wil bestuur kom hulle ook uit huis uit. Dan sit jy ekstra lank. Dis gewoonlik ons op Vrydag. Almal wat nooit nêrens ry gaan ry op Vrydag, maar wag jy altyd lank. Sê ek nou gaan ek en jy in die kar klim en dan gaan ek Tannie Belinda bel en sê ons is op pad. Jy gaan nou regkom. Want ek is sy pa, ek is nie sy vriend nie. En ek moet hom begelei in die weë van die Here. Want ek wil nooit hê dat met 'n dag kom waar die Here in sy eie gees moet sê ek sweer. Ek gaan Ruben en Milana vat nie. Ek gaan hulle gryp, maar jy wil dit nie doen. Ek kan hy klim in 'n kar. En dan moet jy hom verstaan hè, Tannie Belinda is sy wêreld. Sy is sy engel met voete. En ek en Ruben klim in die kar
En toe ons ry, en sy papa is papa ernstig, hy het gedink ek bluf. Hy dink ek sê net om ek gaan hom vat, en toe kom in die kar laai en sê, bring hy geld, jy gaan dit nou teruggee. Toe begin hierdie mannetjie vir die eerste keer huil hier uit. Nou dis wat mense noem ween. Ek sien Boel sit daar agter. Boel het met die bek en klou het so ding gehad in sy bakkie, die vriendin wat die was met sy getuienis. En Ruben begin hier uit huil, hy ween. En hy begin vir die eerste keer in sy lewe, kom hy met die ontmoeting van skande, van die effek van sonde wat dit op die mens het. As 'n klein seentjie kom hy agter, hier is iets wat nie reg is nie. En daai mannetjie begin huil. Nou sit ek met my bril in die kar. Ek huil so, omdat my seun huil. Maar ek weet, hierdie is 'n oomblik nou, waar my seun iets moet gaan leer, want as daar iets in sy gees gaan kom posvat, dat is oukei om te steel, dis 'n klein voel. En ek as ouer los dit, waar gaan my kind opeindig? En so huilend, hy het nie gesien ek huilend, ek het my dik bril aangehad. So ek het so groot, wat was dit nog cool, so groot swart brilletjies, ek het my vliesbril. Hy huil so, hy trek sy beentjies op die stoel en hy hou homself uit, gee homself eintlik 'n drukkie, so huil hy. Want hier sit nou so, ons gaan ons sonde nou bely en ons gaan nou regmaak. Dit gaan nie lekker wees en dit gaan vir jou swaar wees, want sy Here gaan hy nou in die oë moet kyk en hy gaan moet sê jammer. En ek bel haar, hulle was op pad huis toe, ek sê, kan jy by die skool bly? Ek en Ruben is op pad. En ons ry so toe, en toe ons by die hek soek, toe ons by die hek stop, toe gee hy sy hand vir my, toe sê papa moet saam my instap. Weet wat sê ek vir hom, ek gaan nie saam my instap nie. Ek het nie die geld gesteel nie. Ek gaan iets moet leer van regmaak. Sê, jy gaan nou alleen aan die boel toe gaan en jy gaan nou regmaak. Ek gaan in die kar wag as die Klaas kom nie uit. Nee, ek hoef my sê hoe dit gegaan. Ek gaan nie saam met hom gaan. 3 jaar, 4 jaar. En ons stop daar aan. Die mannetjie klim uit en hy's baie bang en baie onseker. Ek sê vir hom, Willa, ek sê vir jou, gaan maak reg. En hy stap in en sy geliefde tannie Belinda kom by die hoek gestap. Sak die man op sy knie. En sy sak op haar knie. Hy sê, tannie, ek sê jammer. Is die R15 wat ek gevat. Ek is jammer. Dit is een van ons stories. Dit is nog 'n baie persoonlike storie. En die rede hoekom ek dit gedoen, en die rede hoekom ek dit nog steeds doen. En ek vertel julle goed voor ons kinders en voor jou kinders, dat jou kinders moet verstaan wanneer jy dissipline, dis nie dat ek nie van jou hou nie, dis juist omdat ek jou lief het. Dis waar stuk wat ons laasweek oor gepraat het in Hebreërs 12, sê, God tugtig die wat hy lief het. En omdat ek my kind lief het, ek het jou so lief, ek gaan jou tugtig, ek gaan nie toelaat dat jy aangaan op die manier wat jy aangaan. Ek gaan nie toelaat dat jy praat soos wat jy praat, ek gaan nie toelaat dat jy doen wat jy doen nie, want ek wil nie, jy moet God mis nie. Ek jou te lief, om jou te los op die ding, dis oukei om te steel. Ons gaan die Here jammer sê. En jy gaan op die plek wat jy die geld gevat het, jammer sê, jy gaan dit terugvat en sê, ek is jammer. En weet wat sê hy vir my, toe in die kar, en dis wat hy voor bang was, hy sê, maar, sê nou tannie Belinda, vergewe my. Sê ek vir hom, so mag, dis tussen tannie Belinda en die Here. Maar jy gaan regmaak. Sê nou, aanvaar my nie, dis tussen hulle en die Here. Maar Ruben, jy gaan regmaak. Dis tussen haar en die Here. Die Bybel vir almal van ons moet vergewe, ons moet vergewe. En hulle sit daar, en hier sit ek in die kar, en ek het so gesit in die kar, en seker al waar Willie staan, daar is die oprit, so dis naby aan 20 meter. Hier sit hierdie tannie, op haar knie met 'n klein seentjie in haar arms, en hulle huil nie. Toe waar sy my bril, toe kon ek niks sien. Maar Ruben onthou dit tot vandag toe. Ja. Hy onthou dit tot vandag toe. Want sy pa het gesê, hier is nie oukei nie, ek gaan dit nie los. Ek gaan nie net vir hom sê, wat baie ouers baie keer doen, is Ruben moet dit nie weer doen nie. Want dis wat Eli gedoen. Eli het gesê, man, dit is so klaar, moet dit nie weer doen nie. Nee, ek het gesê, ons gaan na die Here toe gaan, ons gaan bid en sê, Here, jammer, vergewe my, dat ek iets gevat het wat nie myne is nie. En ons gaan ook regmaak.
Dis wat die Bybel doen sê, maar Eli het nie sy seuns bestraf nie, hy het nie opgetree soos wat hy moes optree. Die kerk het vir jou nooi. God het jou getaak met 'n ewige siel. Julle jong ouers, moenie so beheer wees dat jy net jou kinders met jou lief hê nie. Dis 'n bonus eendag. As jy dalk al 'n oupa is en jou kind kom vang jou so in jou pofferwangetjie en sê pappa, ek het jou baie lief. Dan kan jou hart swel. Dan sê jy, okay, julle kan sommer 3 maande langer bly en kom kamp by ons. Dis reg. Kom braai, ons gaan die vet gemaakte kalf slag. Dan doen jy al goed. Dis nie nou jou taak om jou kind se liefde te wen nie. Jou taak is om jou kind se hart in lyn te kry met God. Dis jou taak. En die verskrikking van hierdie storie is hierdie pa het dit nie gedoen nie. Dalk was hy bang hy verloor aansien. Dalk was hy bang hy verloor sy seuns. Wat ook al sy rede was. Dalk was dit omdat hy oud was en hy was nie meer lus om te beklei nie. Dit gebeur op ek is nie meer lus om te beklei. Kyk, weet jy hoeveel jy al so gevoel het? Ek sê nie meer lus vir hierdie kind. Is nie meer lus vir beklei nie. Maar dan wil ek vir jou sê, met groot agting, in die naam van Jesus word lus. Ek is getaak met 'n ewige sielke. God het na jou gekyk en sê, jy gaan die ouer van hierdie kind of kinders wees. Jy. Maar Here het gisterand 18 geword. En? Jy bly 'n ouer. Dan verlaat jy dalk geografies. Meeste van hulle verlaat nooit jou sak in elk geval. Ek is al 27 jaar in my ma se huis uit, skoonmaal op. As ons weggaan as dit hierso, was dit altyd soos 'n asof hulle drugdealers is onder die pad. Skoon het hulle sak uit nie. Moet jy iets sien? Ek moet kyk, okay, is dit pas 'n voorskrifpille? Wat is dit? Peppermentjies, dankie pa. Kerk, ek wil hê, as jy my hart hoor volgende, dat jy moet met vrymoedigheid die ouer wees wat die Here jou geroep het om te wees. As dit in die kort termyn emosies in jou kind losmaak, het gaan oké wees. Gaan oké wees. As jy dit doen, uit die beginsel, ek doen want ek het my kind lief. Ek is so gedryf deur die liefde vir my kind en ek verstaan die erns van die taak wat God vir my gegee het. Dis hoe ek dit doen. Ek doen dit om jou te pynig te doen, ek doen dit om jou te irriteer nie. En die Bybel sê ouers moenie julle kinders irriteer nie. Sê weer staan in die Bybel. Moenie jou kinders so onnodig hamer dat hulle geïrriteerd raak met jou nie. Moenie dit doen. Moenie dit doen. Maar ek verstaan die erns van my taak en ek gaan dit doen. Ek moet 2 goed klaarmaak. Een is 'n paar praktiese goed en dan die een is 'n skrif. Die praktiese goed is dat wat is die goed wat jy moet gaan ondersoek wat jy toelaat in jou kinders se lewe wat jy moet eindig? As jy jong kinders het, is dit te veel skermtyd. Ek sê dit nie voor my kinders. My kinders, ek weet elke huis het sy eie reëls. My kinders het eers in graad 10 fone gekry. Dit is vir hulle 'n groot challenge. Almal het fone, nog nie fone nie. Ek weet as ek so maak, wat kyk hierso. Ek worry nie, ek het 'n foon, ek is reg. Dis ek, wat jou reëls is jou reëls. Jy weet wat het ons nog op ons voorbereid. Ek vertrou my kind. Sterkte vir jou as jy jou kind vertrou. Hy is ook 'n gevalle persoon wat die Here nodig het. Ja. Jy gaan op vinnig agterkom jou moemies. Ons het 'n program op my kind se foon. Milana moet nog wag. Sy nou in graad 8. Sorry Milana. Ons het 'n program op my kind se foon. Ek kan alles sien wat hy sien. Ek kan alles lees wat hy lees. Ek kan alles hoor wat hy hoor. En dit gaan nie net omdat ek my kind vertrou nie. Ek weet ons leef in 'n gevalle duister wêreld. En as my kind eers wat weet wat doen, as ek sy foon af. Sê nou kan jy kom onderhandel. Nou moet jy na die kamer toe kom en kom nice wees met my. Ja. So as dit is dat jy, want baie keer, want weer eens die ouerskap ding en ek weet is lekker en tegnologie is lekker en baie keer is lekker as die kinders vroeg geloop en dan staan jy op en dan jy lê nog in die bed en fling jy sommer net 3 tablets in die gang af. Jy gaan aan kinders, gaan aan, los ons uit. So net. Maar baie keer is al goed dat jy moet ophou toelaat in jou huis.
My kinders het ek soveel uit skermtyd, hulle het dit net, dis so, hulle vir dag onthou, dit is wat dit is. Want ek is die parent in charge. En dis ons voorbeeld, maar jy moet kyk, wat is ek besig om toe te laat in my kind se lewe, wat ek moet aanspreek, wat ek moet dissiplineer, wat ek moet dalk bestraf. Dis nou die einde. Vir jou is dit dalk iets anders. Dan kom ek skok jou gou-gou. As jy jou kind vertrou het en hy kan dit aangemoed sy lewe, sal hulle nooit skool toe gaan, hulle sal net roomys eet. Dieselfde met die volwasse kinders, hulle sal nooit in die wysheid opstaan en gaan werk doen en verantwoordelikheid vat vir hulle lewe nie. As jy net doen wat hulle moet doen. So baie keer moet ons as ouers net die ouers wees. Dit wat die Here van ons vra. Want die storie van Eli is 'n groot waarskuwing vir ons. So dis nie net wat jy jou kinders leer en ek wil dankie sê vir elke ouer wat hulle kinders leer om getrou kerk toe te kom, om nie te wees. Bybel te lees, wat saam Bybelstudie en lees en bid en al die goed en ek weet baie keer is mens besig, maar dankie dat jy dit doen en jou kinders bring en sê ons moet die Here dien. Al reg ons belangrik, maar is nie net dit en dis ook wat jy toelaat. Want baie keer sê ons ook vir mekaar, ag, is net 'n fase. Net 'n fase. Baie keer is dit nie 'n fase nie. Baie keer moet dit hanteer. Baie keer moet dit aangespreek. Want as ek gesê het op 3-jarige is net 'n fase, hy sal nie meer steel nie. En ek het dit gelos, dan was Ruben vandag nog 'n boy stel. Nie 'n boy stel nog bestaan nie. Dit was ook sy einde as ek dit nie gedoen het nie. Maar jy al iets gedoen, ek kon gevat het en gesteel het. En is nie aangespreek en hanteer. Ek wil nooit meer oud wees wat die Here jou genooi het. En ek wil klaarmaak met hierdie skrif. En dit is regtig 'n bemoedigende skrif. Hebreërs 12, ek het laasweek ook oor daai stuk gepraat. God tugtig die wat hy liefhet. En in Hebreërs 12 aan die later die agterkant van dit vanaf vers 11 sê die volgende. En dit moet betrekking tot jou kinders. Hierdie kinders wat eers wat dit moet hoor. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. So hy sê nou lyk dit om gedissiplineerd te word is nie lekker nie. Moenie lekker wees nie. Jy sê nou lyk hierdie tugtiging lyk nie soos 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Dis my swaar as ek gedissiplineer word, my swaar as ek getugtig word. Later lewer dit egter vredevolle vrug. Hoe mooi is dit? As jy tugtig uit 'n plek van liefde uit vir jou kinders, later egter lewer dit vredevolle vrug. Het jy geweet jy kan vrede in jou huis hê? Jy kan. Jy kan vrede in jou familie, jy kan vrede in jou groot familie, as jou kinders al groot is. Dit is moontlik. Maar gelukkig is die pad is baie keer tugtiging. Egter vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Sien jy hoor hierdie woorde, dis 'n konstante ding dit goed en dit produseer geregtigheid. En dan sê hy as aanmoediging, daarom rig die slaaphande en die verlamde knieë weer op. Herinner jouself, God het my gekies as ouer, God het my ouer gemaak, het my gekies en getaak met die ewige siel. Maak reg in die paaie van julle voete, sodat wat krepeel is, jy het lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. Prys die Here. So hy kom met ons as ouers en hy sê, maak jou hande styf, trek jou knie op, vat jouself aan die skouer, sê, Here, ek ontvang hierdie taak, ek ontvang weer dit vir my gegee. Ek maak die paaie reguit, sodat dit wat nie lekker is nie, weer gesond kan word. Here, nooi ons as ouers tot dit. Jy verstaan nou hoekom ek met die jaarbeplanning gesê het, ek gaan dit eers aan my doen, as dit nie. Want hierdie is 'n gewigtige taak wat die Here ons mee getaak het. Hoe meer ek hierdie goedes deel is myself sê van Here, die verantwoordelikheid vir 2 ewige siele is te groot vir my. Ek weet nie. Nou kan ek en jy kan na die Here toe kom en sê, Here, help ons. Gee ons die nodige wysheid en die nodige vlak van dissipline. Wanneer moet ek wat sê en wanneer moet ek wat doen? Hoe intens moet dit wees? Hoe lank moet dit gebeur? Laat die Here ons help om dit te doen. Here, dat ek nooit op 'n plek kom, dat ek goeders toelaat wat U nie goedkeur. Dat ek goeders toelaat wat nie reg is in U oë nie. Omdat ek so bang is. My kind is al nie meer lief vir my. Omdat ek so bang is, my kind rol hulle oë of slaan hulle deur en al die goed wat die kinders doen. Op alle ouderdomme. Of die kinders is al 40 en slaan nog hulle deur. Maar Here, ek aanvaar weer my getaak as ouer omdat ek my kind lief het. Gaan ek berustig, ek gaan tugtig. Ek gaan aanspreek waar ek moet en ja, selfs in die konteks van as daar iets is wat bestraf moet word, sal ek dit ook bestraf.
Want ek verstaan ek het my getaak het met ewige siele. En ek verstaan die waarde en die uitnodiging van dit. En ek het hulle lief genoeg om hulle nie te los nie, maar om op te tree. Want as jy die opbou van Hebreërs 12 gaan lees, dan sê God dit ook oor ons. Hy sê, omdat ek jou so lief het, tigtig ek jou. Want die Here tigtig die wat hy lief het. Dan wil ek sê, Here, ek wat in hier is, hou aan om my te vorm, aan my te werk en my, want ek weet, U het my lief. Dan sê hy, daai selfde manier, wees ook so vir jou kinders. Die van julle wat swaar kry vandag, wat bang is of onseker, die uitnodiging van Hebreërs 12, maak die gewrig te styf, tel die knie op, tel jou kop op, sê, Here, ek gaan dit wat uitlei, dit is weer in lyn bring, sodat wat siek is kan gesond word, dit wat gebroken is, weer kan heel word, ek gaan dit vat en ek gaan dit wees. En Here help my dat in die fase waar my kind is, of hy 3 is, of 13 is, of 23, of 33, die mate van inspraak wat ek moet hê, Here, help my dat ek moet wys nie, jy moet liefde sal doen, sodat U alleen geëer kan word. So ek wil elke ouer hier bemoedig, maak jou gewrig te styf, maak jou reguit, trek die knie, bene sê, Here, ek gaan die ouer wees wat U my geroep het om te wees. En ons as ouers, ek en my vrou, wil dit wees vir ons kinders. En ek glo elkeen van julle wil dit wees vir julle kinders, ongeag hulle ouderdom. Want die mate van dissipline verander, ek besef dit. Dan mag jy altyd sê, Here, ek wil nie my kinders leer nie, ek wil ook rig. Ek wil nie net leer nie, ek wil ook rig, sodat U alleen verheerlik kan word. Amen. Amen. Ek gaan vra as jy 'n ouer hier is vandag, dat al die ouers sal staan. As jy ouer is, dan doe vir ons. Ek vra. As jy terug aan Genesis toe, na God se skepingsdoel, God se skepingsplan, praat hy oor 3 goed. Hy praat oor die grootheid van God, hy praat oor huwelik, en hy praat oor ouerskap. Dis waar hy praat. Die belangrike goeders van die lewe. Is om God te eer, om ons huwelik gelyk, en ons is as ouers. Want God werk deur geslagte. En hy wil nie dat 'n geslag of 'n lyn moet eindig, as gevolg van die feit dat sy teenwoordigheid. Ek hoop as jou vrou hierby is, vat sommer aan, my vrou kom aan my vas. Here, ons kom as ouers, met groot nederigheid na die troon van genade toe, en ons wil eerste kom, in groot nederigheid, en ons wil kom bely. Here, jammer as daar goed is wat ons toegelaat het, wat ons moes keer. Here, jammer as daar goed is wat ons toegelaat het, wat ons iets soos moes sê. Vergeef ons. Volgens die Gees weer herinner aan die gewig van verantwoordelikheid as ouerskap wat U oor ons gegee het. Dat U ons kom vertrou het met ewige siele dat het ons deel geword. Here, ek vra dat U ons sal help om die pa en die ma te wees wat U ons geroep het om te wees. Dat ons vrymoedigheid uit liefde die pad van dissipline en tigtiging sal loop, omdat ons kinders lief het en omdat U ons lief het as U kinders. Help ons om dit te weet. Help ons om dit te wees en te doen. Gee ons die krag. En daar waar ons kinders party daar nie ontvang nie, help ons. Dat ons met die deernis van die Here dit sal wees. Vir hulle. Here, maak ons kinders so oop, dat hulle kan sien, ons hulle ore oop om U te kan hoor. Dat U hulle harte sal wen en sal vashou ook vir die koning. Sal bring tot totale transformasie. Maak ons gewrigte styf, ons knieërigheid, ons rug sterk, om die ouers te wees wat U ons geroep het om te wees vir ons kinders. Die ewige siele waarmee U ons getaak het. En mag ons inspraak, begeleiding wees, altyd vir ons kinders na die hart van die koning. Mag dit 'n realiteit wees in hulle wêreld. Here, help ons, gee ons wysheid, rig ons voete en ons harte, om dit te wees vir ons kinders. Ons vra U vir daai genade, in die naam van Jesus die Christus. En almal sê, Amen. Amen. En amen. Baie dankie.